Die fokus van vandag, die belydenis van afhanklikheid, my asseblief as die hoogste vorm van krag. Hallo op hierdie eerste dag van die nuwe jaar. Ons begin dikwels 'n jaar met 'n lys van voornemens, dinge wat ons gaan doen, wat ons gaan bereik, wat ons gaan verander. Maar as ons eerlik is daardie lysie dikwels 'n skerm waar agter ons eie broosheid wegsteek. Vandag wil ek hê ons moet die jaar begin deur daardie skerm neer te lê met 'n woord wat eintlik 'n heilige belydenis is. 'n eenvoudige woordjie. Asseblief. In ons kultuur word asseblief dikwels gesien as 'n teken van behoeftigheid, swakheid. Ons word geleer dat dit bloot goeie maniere is. Ons word geleer om selfversorgend te wees. Maar in die koninkryk van God is afhanklikheid die enigste pad na ware krag. Wanneer ons vir God sê, asseblief, probeer ons nie sy arm draai om vir ons God se gunste te gee nie. Ons erken eenvoudig daarmee die realiteit van ons bestaan, dat ons sonder God se asem in ons longe en sy genade in ons gees daagliks niks is nie. Psalm 116 sê, God draai sy oor na ons toe. Daardie beeld is aangrypend diep. Dit beteken dat die almagtige God nie onverskillig teenoor jou broosheid is nie. Hy reageer nie op ons selfgeldende eise nie, maar hy word getrek deur die opregtheid van 'n hart wat sê, Here, ek kan nie alleen nie. Jou asseblief is die sleutel wat God se krag oopsluit. Jou asseblief beteken dat jy jou eie ego uit die pad skuif. Moenie vandag vra vir 'n maklike pad vir 2026 nie. Vra eerder met 'n diepe, nederige asseblief, dat jy die jaar hand aan hand met die Here sal stap. Want in daardie afhanklikheid lê 'n sekuriteit wat geen selfvertroue ooit vir jou kan gee nie. Ons gaan elke dag dieper kyk na die letter wat ons vir daardie dag kies. Mag dit vir jou 'n stimulus wees om self verder te kyk. Ek wil graag vir hierdie nuwe jaar vir jou bid. Hemelse Vader, hierdie jaar is U jaar en ons kom staan bakkant met 'n nederige gees en 'n groot asseblief by U. Ons behoort aan U. Sorg asseblief vir ons. Amen. Tot môre.